Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons 'n diepte-studie uit God se woord uit doen. Ons gaan voort met ons studies oor die geregtigheid van God en sy liefde. En in hierdie studie gaan ons weer eens kyk na die groot stryd en die binnewerkinge van hierdie stryd en die reëls en die perke wat daar op hierdie groot stryd is. Vandag weer eens saam met my in die ateljee, Ronay Firstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag, baie welkom by Insig. Ronay, dit is weer goed om jou in die ateljee te hê waar ons weer saam kan studeer uit God se woord uit. Ons gaan voort met ons studie oor God se geregtigheid en sy liefde. En ons het in ons vorige studie het ons gekyk na die groot stryd en ons gaan so 'n bietjie meer ingaan oor aspekte wat binne in hierdie groot stryd aangaan vandag. Maar voor ons begin, wens jy uit om u hoofde saam met ons te buig. Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie dat ons in u midde kan wees. Openbaar u woord vir ons, sodat ons ook die groot stryd tussen goed en kwaad beter kan verstaan. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. Nou kom ons gaan kyk na 1 Johannes 3 vers 8. Hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Met ander woorde, hier kom dit, kom ons begin by die tweede gedeelte. Die Seun van die mens het gekom om die werke van die duiwel te verbreek. En hierdie werke is hierdie sonde wat hy in die wêreld ingebring het. So hier sien ons dis een gedeelte doen, die sonde wil inbring en die ander wat die sonde wil verbreek. En natuurlik sal daar dan 'n stryd wees tussen die twee om 'n balans te hê. Ja, om die oorwinning te besluit, oor die winning te bereik. Maar ek dink as ons in die verlede week sin dalk net so vinnig so 'n bietjie weer kyk. Ons het gekyk presies waar het hierdie groot stryd begin. Ons praat vandag van die groot stryd, is basies die oorlog wat in die hemel plaasgevind het tussen Satan, sy engele, die wat hy mislei het. Op die einde was God se engele wat Satan mislei het en wat homself wou verhef en gelyk wees aan die Allerhoogste. Ons het dit so mooi gelees in Jesegiel vorige week en in Jesaja, daai pragtige teksverse. So as ons net so vinnig na die agtergrond kyk, dan besef ons, of ons dit nou wil weet of nie, daar in die allerheiligste gedeelte in die hemel het daar iets absoluut onbeskryfliks gebeur. En daardie oorlog het sy oorvloeisel gehad na die aarde toe. Die mense het hom met geval vir die verleiding van die Satan. So ek en jy is nog steeds aan hierdie goed blootgestel. Ek onthou baie jare terug was ek en jy in 'n gemeente en ons het so 'n bietjie gepraat oor die groot stryd en ons het 'n bietjie gepraat oor die duiwel en sy engele. Jy weet, en een van die tannies in die kerk het aan my toe gekom en vir my gesê, ons moet asseblief ophou praat oor hierdie goed. Haar woorde aan my was, ek wil niks van hierdie goed al weet nie, ek wil net kerk toe kom in vrede. Nou, jy weet, soveel soos ek dit kan verstaan, vind jy nie tog dat of ons nie half bang is of half skrikkerig is om enigstens te gesels oor bose magte in die lig? Jy weet, as ons na Efesiërs 6 toe gaan, nou ons gaan kyk na waar die Here sê jy moet die wapenrusting aantrek, dan sê hy, jou stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jou stryd is teen die bose magte in die lig. Ja. Maar ons wil nie praat oor dit nie, want dit maak ons geweldig ongemaklik. Dit is makliker vir ons om te praat oor afgode wat 'n dooie beeld is. Ja, maak ons van klippe, wat ook al. En baie keer, en dis waar, afgode is dooie beelde, klippe, hout, wat dit ook al mag wees. Maar, wat is agter die hout, die beeld, die dooie beeld? Die aanbiddingskonsep, wat se invloed het dit en amper sê, wat is die mag wat daar agter skuil? En weer eens moet 'n mens besef, en ons gaan terug, onthou, hierdie groot stryd het in die hemel begin, en dit sê vir ons Openbaring, en die Satan, en 'n derde van die engele is uit die hemel uitgewerp.
Ander woorde, ons beskryf hulle as gevalle engele, en ander woorde beskryf ons hulle as demone. Met ander woorde, wat rondbeweeg, wat hier is, en dit is een van die dinge waarteen jou bewaarengel jou beskerm, Ja. is teen die bose magte in die lig, wat ons nie kan sien nie, wat teen mekaar beklei. Ekskuus tog, so met ander woorde, ons moet dit een ding mooi besef, dat ja, as dit net 'n dooie beeld is, maar daar is ook demone daar agter wat ook groot, kan ek sê, ek wil nie sê magtige nie, maar groot dade kan doen, Ja. wat dit laat blyk, asof daar 'n God met 'n klein lettertjie daar agter kan wees. Ja, ek dink met ander woorde wat jy basies vir ons sê is, ek en jy kan dit ongelukkig nie wegwens Ja. nie. Ons kan dit nie wegredeneer nie. Ons kan nie probeer onkundig bly hieroor nie. Dis nie, ek sou nie sê dis enigstens vir ons nodig om 'n verskriklike studie oor die duiwel en sy mag te gaan maak nie, maar wat ons moet weet en waaroor ons nie onkundig moet wees nie en waar ons ook onsself nie voor kan verskuil nie, is die feit dat die groot stryd 'n werklikheid is. Ja. En dat daardie stryd heers nie net op 'n ander plein tussen die Satan en die duiwel nie. Hierdie stryd gaan oor jou en oor my. Ja. Oor die redding van ons siele. Met ander woorde, dit moet hier rondom ons wees. Ja, ons moet gaan kyk, daar is natuurlik in enige, kom ons sê geveg, in enige wedstryd, enigiets van hierdie aard wat gebeur, is daar sekere reëls. Nou, ons het ook besef, dat daar is sekere reëls, wat daar gestel is, wat God gesê het, wat ek gaan byhou in hierdie groot stryd. Want as God sy mag gebruik, dan vee hy enige ander teenstander van die tafel af. Maar as hy dit gedoen het van die begin af, dan was die aantuiging wat gemaak is teen hom, dat hulle aanbid jou net omdat jy 'n magtige God is en hulle doen net wat jy wil hê hulle moet doen. Dan was dit waar. Daarom het die Here gesê, ek sal by 'n sekere stel reëls hou en dan hierdie teenstander wat my beskuldig, sal ek kans gee om homself te bewys. Jy weet, ons gee genoeg tou en jy sal jouself ophal. Dis waarop dit neerkom. Maar kom ons kyk wat sê Openbaring 10. Ja, ons kan van 11 tot 14, maar ek wil net hê ons moet vers 12 en 13 lees as gevolg van ons tyd vandag. Ek dink jy bedoel Daniël. Ekskuus tog. Daniël 10. Daniël 10 en ons gaan lees van vers 12 en 13. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie Daniël, want van die eerste dag af dat jy op jou hart daarop gerig het, om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Okay, so, moenie bevrees wees nie. Van die eerste keer wat jy gepraat het ek jou woorde gehoor, en ek het gekom. Kom ons kyk vers 13. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die koning van Persië. En hier sien ons, as ons kyk na die koning van Persië, en ons kyk na die ander, dan word dit vir ons verwys eintlik na die teenstander. En hierdie is dan die koning van Persië, sonde verteenwoordig, wie is die vader van sonde, soos ons gelees het in die begin, Satan. Met ander woorde, en Michael, weet ons is, Jesus Christus. So Christus moes die engel kom help, wat heeltyd in stryd was met die ander engel. En hy was daar vir 'n hele tydperk opgehou, dat hy nie by Daniël kon uitgekom het nie. Nou, hoe is dit dan moontlik, dat een van God se engele, nie onmiddellik, nadat toe hy begin praat het, is hy gestuur al, maar hy word basies vir 3 weke teruggehou, om daar in te kom, omdat daar 'n stryd was, met hierdie vorste van die koninkryk van Persië, soos het gesê het, van hierdie demone, wat dan hom opgehou het om daarby uit te kom. Dit kan tog vir ons sê dat, daar moet tog 'n sekere stel reëls dan gewees het. Want as God sy engel opdrag gee, gee hom ook die mag, om daarby uit te kom. Jo. So, dit is iets waar ons moet dink. Dis ook 'n interessante konsep vir ons om te besef, moenie so vinnig opgee nie. Ja. Moenie so vinnig opgee met jou gebede nie. Maar dit gaan nie oor dat die Here jou nie antwoord nie, hy hoor jou dalk dadelik. Maar as gevolg van, dat daar 'n sekere reëls is waar God gesê het, in hierdie stryd tussen jou en my om te bewys dat ek regverdig is, sal ek regverdig
optree en dan die geveg betree, nie onregverdiglik soos die Satan dit doen nie. So dit is baie interessant vir ons, so ons moet weet dat daar moet 'n sekere stel reëls wees. Ons verstaan dalk nie die reëls nie, ons weet dalk nie die reëls nie, maar ons moet weet dit is sodat God se regverdigheid op die einde van die dag betoon kan word. Ek dink al wat seker saak maak is dat daardie engel wat Daniël gestuur is, het op die einde van die dag daar uitgekom. Ek dink ons lees baie keer die beskrywings in die Bybel, ons het nie 'n mooi verklaring, ons verstaan dit nie altyd baie mooi nie. Hoe hy teruggehou is deur die duiwel, dit maak nie saak nie. Al was die omstandighede van so 'n aard dat hy eers moes 'n rukkie wag voordat hy by Daniël uitkom, daar moes ander dinge plaasvind. Dit is vir ons nie nodig om dit te weet nie. Al wat ons nodig het om te weet is wanneer ek na die Here roep, is hy daar. Ja. Dan het hy dadelik gehoor. Ja. Nie waar nie? En hy het dadelik die engel gestuur. So kom ons kyk dan net om verder te kyk na hierdie ou draak wat ons almal van weet, wat die Satan is. En ons kyk vinnig na Openbaring hoofstuk 12 vers 9 en dit sê daar vir ons die ou groot draak is neergewerp, die ou slang. Wat genoem word duiwel en Satan. So daar is 'n beskrywing, ons hoef nie te wonder wie dit is nie. Dit sê daar wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Nou dis iets 'n belangrikheid wat ons hier moet agterkom. Hy is nie alleen neergewerp nie, hy is met sy engele neergewerp. Met ander woorde, ons stryd is teen die Satan, ja, maar nie teen hom alleen nie. Teen ook die derde van die engele wat saam met hom neergewerp is. Ek dink een ding wat ek en jy baie vinnig moet besef is die Satan is nie alomteenwoordig nie. Ja. Ja, Kan ek maar sê hy's 'n bevelvoerder van 'n leer, van 'n weermag, kan ek dit maar so stel. Hy's alomteenwoordig in die sin deur sy demone wat verspreid is opdragte gee en dat hulle met mekaar kan kommunikeer. So, as ons dan nou kyk, ons sien hier hy's neergewerp op die aarde, maar kom ons lees net die eerste 8 verse van Openbaring 13 vers 1 tot 8. Dan sien ons hier waar is sy jurisdiksie en waar is sy magsgebied. En ek het op die sand van die see gaan staan en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings en op sy horings 10 krone en op sy kop 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd en sy pote soos die van 'n beer en sy bek soos die bek van 'n leeu en die draak het aan hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. Met ander woorde, wie is die draak? Vers 9, die Satan het aan die dier, met ander woorde, dit is 'n mag wat in die wêreld is, het hy sy krag en mag gegee, sy autoriteit. En ek het een van die koppe gesien, net asof dit dodelik gewond was en sy dodelike wond is genees en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek en aan hom is die mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. En dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee om oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is opgeskrywe is nie. En hier kry ons 'n hele beskrywing en ons sien hier dat die Satan doen nie al sy, as ek dit so kan stel, vuil werk self nie. Hy het 'n sekere mag en ons noem dit 'n dier. En ons sien hierdie is die dier wat uit die see uit opkom volgens Openbaring. Met ander woorde, dit is 'n mag, 'n politieke en 'n godsdienstige mag wat uit die aarde uitkom. Wat hy sy mag aangee, want die hele wêreld loop verwonderd agter hulle aan. Met ander woorde, ekskuus tog, hy gebruik nie net die politieke mag nie, maar hy gebruik ook die geestelike mag om die hele wêreld te verlei. En dit is hoekom ons so gesteld moet wees deur te sê, daar staan geskrywe. En ons sien hier, daar is hom 'n mond gegee om godslasterlike dinge te spreek
42 maande, weer eens, ons het in baie van ons vorige studies het ons gekyk na hierdie 42 maande, en dit sluit natuurlik die donker eeue in. Jy kan reeds gaan teruggaan, daar is studies op insig, wat ons hierdie in breedvoerigheid bespreek, en wat dit is. So met ander woorde, hier het hy 'n mag wat werk namens hom. En ons sien dat hier op aarde is hy besig om nie alleen te werk nie, maar saam met hierdie wêreldmag. As ons ook dan nou natuurlik verder gaan, dan sien ons ook in hierdie hele stryd, in hierdie hele stryd, weet ons die ou storie van Job. En ons almal ken die storie van Job, en die ding wat ons die meeste van Job ken is wat? Die geduld van Job. Maar ek wonder, as ons weer eens so 'n bietjie lees en in diepte kyk, dan sien ons hy was ook maar 'n bietjie van 'n ongeduldige man, maar hy het op die einde van die dag hom beroep op die Here. Maar as ons in die begin van Job kyk, dan sien ons daar het Job gekom en daar kon ons sien daar was 'n stryd van waar hierdie situasie kom. En miskien moet ons kyk daar vanaf vers 6. Die eerste gedeelte is Job was godvreesend. Hy het elke keer vir sy kinders geoffer as hulle iets gedoen het. En kom ons lees van vers 6 af tot en met vers 12. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra Ekskuus tog, so met ander woorde hier is daar 'n verskywing, né? Met ander woorde, hulle vertel vir ons van Job en ewe skielik is hier nou 'n bymekaar kom plek van die kinders van God. En Satan het ook daar bymekaar gekom. Miskien net so as ons daai terugblik kan kry. Die Here het al sy kinders geroep. En dit is nie net die kinders wat hy op hierdie aarde geskape het nie, om by mekaar te kom nie. En Satan was daar. Hoekom was Adam nie daar nie? Want Adam het geval in sonde en het sy heerskappy oorgegee aan die Satan, deurdat hy die verkeerde stemkruisie getrek het by die boom van die kennis van goed en kwaad. vers 7, en toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deur kruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godsvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het van alle kante rondom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik hy sal u in u gesig seën. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Nou kom ons gaan vinnig terug en ons kan na hierdie hele storie gaan kyk, maar ek wil weer eens kom en sê, die reëls van oorlogvoering, die reëls van die groot stryd. Een van die reëls was, jy mag nie vir Job aangevat het nie. Mag nie hom op sy persoon iets Want hy kon nie. nie. Ja. Want hy kon nie. Hy kon enigiets anders kon hy aanraak, maar hy kon nie vir Job aanraak nie. Toe kom maar weer 'n beskuldiging in teenoor die Here. En sê maar u beskerm hom, dit is omdat daar niks om hom kom en laat hy u dien. En toe wat sê die Here? Okay, ek verslap van my reëls wat ek hier gestel het, jy kan hom ook nou aanraak. So ons kan sien dat die Here probeer homself bewys die heeltyd regverdig teenoor die Satan, teenoor die heelal, dat hy 'n regverdige God is. En dat alles by magte is vir God om te doen, maar omdat hy uit liefde uitregeer, gee hy selfs vir Satan nog 'n kans. Dit is die een ding wat ons moet besef in hierdie hele stryd wat daar op die aarde plaasvind. So ons weet, Satan het nou gekom soos hier, hy is nou half 'n beheer van die aarde, so hy is die tydelike heerser van hierdie aarde. En ek beskryf dit altyd so, en ekskuus vir die Engelse woord wat ek nou gaan gebruik, ek dink jy weet wat ek gaan sê. Ons is op 'n gehijackte planeet, gekaapte planeet. Dit beteken nog steeds dat as 'n vliegtuig deur kapers gekaap word, wie is die eienaar van die vliegtuig? Is dit die kapers of is dit nog steeds die lugredery? Dis definitief nie die kapers nie. Hulle is tydelik in beheer
maar die vliegtuig behoort nog steeds aan die lugredery. So behoort hierdie planeet nog steeds aan die Here. Maar omdat hy gekaap is en die Here nou soveel as moontlik van sy kinders uit hierdie gekaapte proses lewendig wil uitkry, moet 'n mens mooi te werk gaan en jy kan nie net alles van die tafel afvee nie. En dis basies waaroor hierdie gedeelte gaan. Kom ons lees Johannes 12 vers 31 en dan kyk ons ook so na 14 vers 30. Johannes 14 vers 30. Johannes 12, 31, dan sal ek kyk vir ons na 14 vers 30. 12:31. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En vers 14 vers 30 sê, ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Met ander woorde, hier kom die Here en hy praat ook van die owerste van hierdie wêreld, die heerser van hierdie wêreld. As ons kyk na Johannes 16 vers 11, dan sê dit, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Met ander woorde, hier sien ons dat die Here praat van hierdie owerste van hierdie wêreld, maar hy is sy teenstander. Maar hy gee hom net in daai beskrywing, omdat dit tans vir ons lyk, asof hy in beheer is van hierdie wêreld. Ek dink as ek net vinnig daar kan inspring, dit klink dan so verskriklik al hierdie goed wat ons bespreek op hierdie stadium. Dit klink asof die Here nie beheer het oor die wêreld nie. Soos die Satan toegelaat word om absoluut net konsternasie te saai en verwoesting te saai so ver soos wat hy gaan. Ek dink in die eerste plek wat ek en jy baie duidelik moet besef en moet verstaan, is niks wat afskuwelik op hierdie aarde is die Here se skuld nie. Die Here het gedoen wat hy kan doen en hy het 'n plan gehad van die begin af om ons te red uit die hand van die duiwel uit. Ja. Jy kan nooit die Here beskuldig van enigiets wat lelik is op hierdie aarde nie. Dit is absoluut alles die Satan en sy demone se skuld dit wat hier gebeur. Die regverdigheid van die Here is om toe te laat dat hierdie situasie uitspeel. Maar hy los nie vir my en vir jou as weerloos op hierdie aarde nie. Is dit nie dat die Here vir ons tog beloof in sy laaste vers van Matteus, ek is met jou tot aan die volëinding van hierdie wêreld nie. Jy is so lief daarvoor om daai pragtige teksvers in Jesaja aan te haal wat sê, wanneer jy deur die vuur gaan, dit sal jou nie brand nie. Wanneer jy deur diep waters gaan, dit sal jou nie oorspoel nie. Jy sê altyd, dit sê nie jy sal nooit deur 'n vuur gaan nie, dit sê nie jy sal nooit diep waters hê nie. Dit sal kom, maar wat die Here sê is, dit sal jou nie vernietig nie. Want die krag van die Here is daar om vir ons te dra wanneer die Satan kom en besluit dat hy het vandag vir Ronay en sy versier. So, as ons kyk na hierdie ek wil amper sê hierdie reëls nou wat hulle het, wat die Here en die Satan in hierdie groot stryd toetree tot mekaar. Dit is nie net reëls wat hulle met mekaar ooreengekom het en wat die Here gesê het, tot sover sal ek jou toelaat. Want ons weet ook, daar gaan 'n tyd kom, en die vers wat ons nou gelees het gesê, sy oordeel sal kom. Met ander woorde, daar gaan 'n einde daarvan kom. Dit is nie net dat dit nutteloos aangehou sal word nie, maar daar gaan 'n tyd kom. Maar dit gaan ook daarin, dat in hierdie hele proses, het die Here vir jou en my, soos ons in ons vorige lesings gesien het, en ons studies gesien het, 'n vrye keuse gegee, om soos dinge uitspeel, te kan kies oor wie het die waarheid gepraat en wie se karakter is geregverdig. So as ons daarna kyk, dan sien ons nou, as ons kyk na Markus 6 vers 5, kan ons kyk na Markus 6 vers 5, en dan kyk ek vir ons daar na 9 vers 29, as jy sê Markus. En nou sukkel ek om by Markus uit te kom, want hy wil alom hom blaai. Markus 9 vers 29 is ek by, as jy by 6 vers 5 is. En hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê het en hulle gesond gemaak het. En ek gaan net vers 6 by lees. Hy was verwonderd oor hulle ongeloof,
daarop het hy die dorpe rondom gegaan en geleer. Ja. Dat die Here so beperk was deur die mense se ongeloof in daardie omgewing, dat hy nie eers in staat was om sy krag daar tentoon te stel nie. Dat hy 'n paar siekes gesond gemaak het. Dis interessant, die Bybel sê 'n paar siekes gesond gemaak het. Ja, nie baie nie, maar weer eens, daar's 'n beperking geplaas en dit is die ding waarna ons moet kyk, dat God is almagtig, maar ons kan hom beperk in ons ongeloof teenoor hom. So hier sien ons, as ons kyk na hierdie hele gedeeltes, en ons vra altyd, waar is God in hierdie groot stryd? Hoekom doen hy nie iets nie? Dan moet ons besef, dis omdat God 'n speler is, wat volgens die reëls wat vooraf opgestel is, speel, en dat hy daarby behou, en dat dit sal bewys, dat hy 'n regverdige God is. Ek dink, ek wil dalk so 'n bietjie verder gaan, en ek wil sê, ek dink ons is onkundig oor wat die groot stryd behels. Die groot stryd is 'n verskriklike situasie. Die blote konsep, wanneer ons gaan stil sit en gaan dink dat daar oorlog in die hemel uitgebreek het. Dat 'n Satan, 'n duiwel, Lucifer, wat 'n magtige engel was, op hierdie aarde losgebars het. En elke ding wat hy doen, is om te kyk, hoe kan hy jou vernietig, my vernietig, en hoe kan hy God se hart breek. Ja. Ek en jy het nie 'n benul van wat die Here deurgaan vir sy kinders nie. Ek en jy het nie 'n benul van wat hy deurgegaan het, wat hy prys gegee het vir jou en vir my nie. En ons speel met hierdie konsep van die groot stryd, en die oomblik as iets in ons lewens verkeerd gaan, of ons sien op die aarde afskuwelike dinge, dan hardloop in ons en ons gee God die skuld. Ja. Ja. Waar hy die een is wat ons kom red het van verderf. Ons gee nie die verderwer die skuld nie. Ja, ons wil altyd hom blameer. En ons wil altyd, en dit is nou seker nou, ek wil nie sê logies nie, maar ons wil die een wat goed doen, wil ons blameer, want hy kan mos net dood eenvoudig van alles ontslaa raak. Maar dit is omdat ons God dien, omdat hy 'n God is wat liefde weerspieël, en dat hy hom, kan ek sê, in ons manier van praat, 'n man van sy woord is en daarby hou. Dit is die God wat ons dien. So as daar moeilike tye kom en ons sien daar's 'n stryd tussen goed en kwaad, en dit lyk vir ons asof die Here nie vir ons intree nie. Onthou daardie teksvers wat ons gelees het in Daniël, dat die Here dadelik luister. Toe jy al geroep het, het ek al geluister. Maar dat omdat hy by die reëls hou van die stryd, gee hy dalk ook vir Satan net 'n kans om weer eens te kan bewys dat hy verkeerd is. Ronay, ons tyd het uitgehardloop, ons moet klaarmaak. Sal jy vir ons afsluit met 'n gebed? Ons bid saam. Here, soms is hierdie hele konsep van die groot stryd vir ons bitter moeilik om te verstaan, en dalk 'n bitterpil om te sluk. Maar Here, al wat ons vandag moet weet, is dat U het die Satan reeds oorwin. Dat U op pad is om ons te kom haal, dat sy tyd kort is, en dat daar 'n ewige lewe saam met U sal wees, waarin ons van hierdie vorige dinge nooit weer aan sal dink nie, en U al ons trane sal afdroog. Hou vir ons sterk, en hou vir ons moedig. Ons bid dit in U naam. Amen. Amen.